iemand wat oorgeslaan is in die mens. Of ene wat nog hanker op twee gedagtes. Halleluja, u mag my asseblief. Ek nooi die kindertjie sonnaskool na vore. Hulle het 'n item wat hulle gaan lewer. Ek nooi hulle onmiddellik na vore. Ek wil sê erfgenaam, my lof ligt hier klaar.
Onze kinders die was. Wat zo'n belangrijke vraag vanmorgen. Ken je die man van Golgotha? Halleluja. Jesaja 52 sê vir ons oortredinge was hy deurboor. Die skuld wat op ons was, het jy hom geneem. Maar die vraag vanmorgen is, ken jy hierdie man van Golgotha? Baie dankie. Die Here seën u. Ek het die was julle nou lekker lang gesit, né? Kom ons staan. Ek het so 'n ou lied gevat. En om so 'n bietjie maar te toos. In feite kan ek sê ek baie nog nie gehoor iemand doen so. Hoe voel ek aanklank by die saak? Nee man, kom ons doen die ding so. So jy moet nou nie meer kerk se agterdeur injag. As jy nou nie die song so ken nie. En dan die koor gedeelte sing. Hy sê, tell yourself that God forget. Hoe goed dat God het met jou neer. Tell the girls, tell again forget. Dat sien jy die Here dat jou nooit laat. Kom maar help me.
Allee sit ek daar. Ek sien, hier's 'n klomp stywe kinders in hierdie kerk. Ek is ouer as baie van hulle. Maar ek kan nog. Ja, dat wel veel nog niet. Ik denk dat ze het niet meer. Hé man, ik zeg je, aan koeien wat dat dat zit de diepte. En besef die pad waar die Here jou gebring het. Hey man, jy besef die Here was vir jou goed. Dit was nie maklik nie, maar het was moontlik, want die Here was vir my goed. Kinders wat ons gaan toewy aan die Here. Kinders word nog geseën in hierdie kerk. Want kinders is belangrik vir die koninkryk van God. Ek nooi die ouers na vore wat vanmôre die kinders aan die Here gaan toewy. Dat sien jy die tel jou sielde met jou. Amen. Weer eens goeiemôre, die brothers, beloveds. I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am going to try my utmost best to just move between the two languages, just to accommodate my brother here this morning. Ek dink nog hulle kan 'n bietjie Engels praat. Ek is nie kwaai in Engels nie. But I normally use English for self-defense. You know, when my back is against the wall. And I think this might be one of those days. Amen. But I'm grateful for the Lord. I would like to welcome each one of you before the altar of the Lord. My sister, jy donderdag aan reg gelos. Ek weet nie wat het intussen gebeur nie, maar ek sien jy 2 ekstra bene bygekry. Hallelujah. Allow me to read with you this morning from the book of Proverbs chapter 22, and I'm only going to read verse 6 from the New King James Version.
It reads as follows. The Bible says, train up a child. Miskien moet jy dit saam met my sê. Sê, train up. Oh, Father, help us. Kom aan, sê dit. Sê, train up a child. Sê dit weer. Sê, train up a child. In the way he should go. Nee, man, ek sal julle moet sê. Hoe nou op as julle lekker kry. In the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. It's interesting that the Bible says, train up a child, not an adult. Ons as volwassenes bereik 'n stadium waar ons of voel ons is volleerd, of ek wil nie geleer word nie, of ek laat my nie leer nie. So the Bible says, train up a child, because it is important to understand that a child is in 'n fase van sy lewe waar hy nog gebuig en gevorm kan word, where you train a child's thought patterns, you train a child a way of doing things, you train a child how to clothe himself, you train a child how to fasten his laces, you train a child how to speak. En ek wonder nogal baie keer, as ons nou praat van train up a child how to speak. Ek het al in baie huishoudings gesien, Diaken Fortuin. Kindertjies wat begin praat. Nee. Het is interessant dat kinders, baie van hulle, leer eers om te vloek. Weet jy wat is erg? Wanneer die kind vloek, dan lag ons. Oh, hy is te oulik. Hey! You know what the reality is? Daai kind het nie gebore met vloekwoorde in sy mind nie. So dit wil my sê, in die environment waarin die kind groot word, word as opraak. So nou vloek die kind, dan word die kind outomaties nou deel van die environment, en nou lyk het vir ons as cute. As lelik en cute. I am of the opinion, brothers and sisters, that a child is a blessing from God. Regardless of the circumstances under which the child comes. When the child is granted an opportunity to live on this earth, that child becomes a blessing. Is dit hoe ons blessings hanteer? En nou so hy kan groot word, ou die bare ons, dan later begin irriteer die vloeker en my so, dan vind ek nou uit die kinders rou. Ons gaan even so ver, mense, ek het al snaaks goed gehoor, ons sê, hierdie kinders het die pik van die hel, kom nou die bare, hoe jylle nog veel is geen heilig vanmorgen. So net maar die kinder wat jou irriteer, nou is die kinder die put van die hel. Ek sê altyd, jy kry nie so ding, soos 'n stout kind. Jy kry net 'n ongeduldige ouer. Because children will always be children.
children will always remain a blessing from the hand of God. Ek het donderdag aand vir die twee sissies gesê, wanneer hulle vandag hier staan en hierdie kinders voor die Here bring, it is not me as the pastor who's dedicating these kids. It's them. Hannah het vir Samuel gebring. Is dit nie? Nee man, die baris. Help julle my gou uit. Hier's visitors man, help julle my. Dis 'n lekker ding hier is daar nie. Laat die man loop. So, we need to understand that it is you as the parents who is dedicating these children. So now that you bring these kids to the Lord, you have a responsibility. Wat jy nie kan weg van shy nie. You cannot shy away from your responsibility that God is placing upon you. Ons moet nie dink as die sonnaskoolonderwyser se plig om hierdie kind van die Here te laat leer nie. Wanneer jou kind sonnaskool toe kom, dan moet die kind kom al reeds met 'n understanding van wie die Here is. So we as parents, we do have a responsibility with regards to raising our children. And this morning, as you all came here today, this morning, your responsibility is to make sure that you raise these kids according to the law and the will of God. Because He is the one that gave you or blessed you with these kids. So, wat eintlik nou moet gebeur is, ons as ouers, and I'm talking to everybody here today, right? Julle is almal in die kerk. Nee? Wat ons nou moet eintlik verstaan is, we are becoming an instrument in the hand of God. And this morning the Bible says you need to train up a child. Training is something that is not easy. Training goes along with a lot of things. Training goes along at times with pain. Training at times goes along with heartache. Training at times goes along with tears. But in spite of all of that, our responsibility towards our children is to train them. The importance of this level of training, especially on this level, the importance of this training, the Bible says, so that when he is old, he will not depart from it. Nou wonder ek nou man, ek het nou niks teen niemand die bar is. Moet nou nie by die huislip sit oor dit wat ek nou gaan sê nie. Ek wonder man net, wanneer ons kinders groot is en die verkeerde weë vat, is it because of the lack of training on this level? Is it because the foundation was not laid properly? En nou sit ek met 'n kind wat eerder 'n tikpyp wil optel. Nou sit ek met 'n kind wat vir my sê, reg, hoekom doen jy dit? Is it because of the lack of training on this level? I urge you today, family of God, train up these child in the way that he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, I want to ask you a couple of questions now, right?
En ek wil hê julle moet nou antwoord, because die gemeente is nou hier om te witness wat hier gebeur nou, right? Do you guys solemnly promise to raise these kids under the will of God? Ek kan julle nie eens hoor, jy weet nie wat die mense hier is. Amen. Do you promise to train this child in the way that he or she should go? Then, and this question is probably one of those questions waar jy eintlik jouself nou gaan vasmaak. So I need you to think about this one now. Do you promise to show these kids the way that they should go? Amen. It's one thing to train them. It's another thing to show them, to model what they're supposed to do. Isn't it? Met ander woorde, as jy wil hê die kind moet kerk toe gaan, wat beteken dit jy moet kerk loop? Hi man. As jy met my? So now that you've made this promise, I trust and I believe that God will give you the wisdom, the courage, and the strength to do as you have promised. Can I ask you to stand? Odie, kan jy mee gooi op? Renailwe, Leonicton. Ek salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons steek ons hande uit na die Vader, ek lê vanmôre my hande op hierdie baba. Op hierdie pragtige geskenk uit die hand van God. Ek is vanmôre besonder bevoorreg om hierdie kind op te kan dra na die troon van genade. Ek bid vanmôre, Here, en ek wil vir U sê baie dankie dat U hierdie kindjie in die lewe geroep het in 'n tyd soos die. Ek bid vanmôre, Here, dat die doel waarvoor U hierdie kind in die lewe gebring het, dat daardie doel van God sal 'n werklikheid word in haar lewe. Ek bid vanmôre, Here, 'n seelgebed oor hierdie kind. Ek maak haar toe vanmôre onder die bloed van Jesus Christus, haar liggaam, haar siel en haar gees. Ek bid Hemel Vader dat hierdie kind op sal groei en groot gemaak sal word, soos wat haar ouers en haar familie vanmôre beloof het, dat sy groot gemaak sal word in die weë en in die plan van die Here. Ek weier enige geslagsafwyking. Ek weier enige drug abuse. Ek weier enige alkoholisme. Ek weier, Here, enige gedragsafwyking. Ek wil bid, Hemel Vader, dat hierdie kind haar ware identiteit sal ken. Ek wil bid, Hemel Vader, dat hierdie kind die stem van God sal hoor elke dag van haar lewe, dat sy sal opgroei en weet dat die Here lewe. Ek seën haar vanmôre
met 'n goddelike seën in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. En ek verklaar in hierdie atmosfeer dat hierdie kind geseën is vanmôre. In Jesus naam met danksegging. Amen. Halleluja. Dat is die jongen. Eén vader. Oké. Halleluja. Dat is het. Die hoor as julle maak die goed beteken vir ons baie moeilik. Maar ja, Javandre Alfonso Masilo. Amen. Sorry boy. This uncle is not gonna hurt you. No, don't worry. Javandre Alfonso Masilo. Ek salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. I suppose he's not gonna come to me. It's fine. Let me just lay my hands on him. Father, I bless this child in the mighty name of Jesus. I thank you, Lord, for the life of this child. I thank you, Lord God, that this child is having a purpose on earth. I pray that the divine purpose of God for his life shall come into fulfillment in the mighty name of Jesus. I declare over him right now the will and the favor of God. I pray right now, Lord God, that you shall protect him under your wings. I pray, Lord God, his mind, his body, and his soul shall be protected under the mighty hand of God. And I pray in this moment, of God, that you shall help these parents to raise up this child in the will of God. I pray, Lord God, that this child shall be protected against every evil forces in this world. In the name of Jesus, I pray, Lord God, that your hand shall rest upon him, that wherever he will go, that the hand of the Lord shall be upon his life. I pray that this child, even in school as he's going to raise, even amongst his friends, and even when he works eventually, I pray that wherever and with whomever he come in contact with, that everybody shall know that this is the blessed one of God. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit we pray, and we thank you, Lord. Amen and amen. Love you, boy. I say, man is baie bang vir my, weet dis is omdat ek voel eerlik is vanmôre. Jadine Delisha Masilo. Salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Father, I thank you. Come here, darling. I thank you for this beautiful child. This child is a blessing from you. And on behalf of these parents, I thank you. I thank you for blessing them. I pray this moment, oh God, that you shall be a God of utmost nearest unto this child. I pray that the Spirit of God shall dwell with her wherever she might go. I pray a divine protection over this child. I pray, Lord God, against the spirit of confusion over this child. I pray against prostitution. I pray against drug abuse. I pray against all alcohol abuse. I pray, Lord God, that this child shall live and grow under the promises of God. I pray that this child shall represent you and represent you well. I pray, Lord God, that the promise that you called over this child's life the day that she was born, that this promise shall be fulfilled in her life at the right time. I bless this child in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. And we give you
thanks, we give you glory, we give you honor. And the church of God say, Amen. Kan ons die Here prys gee? Halleluja. Nee, hy is aanvallige prys, hy die was. Hy was vir my gewees. Kan ons die Here 'n regte prys gee? Halleluja. Thank you so much. Baie dankie, die Here seën u, hoor. Amen, baie dankie. Diaken gaan in die week hulle inseenssertifikate gereed kry, en dan wanneer hy gereed is met dit, dan sal hy dit net aan hulle oorhandig. Die Here is nog besig om te werk, amen. Ons het vanmôre 'n nuwe toevoeging tot die Liggies familie. Ek wil my suster na vore, wat gevoel het sy wil graag hierdie familie join. Halleluja. Praise die Here, come on. Yes. So wat dalk wil join. Ek sal door hulle kans. As daar iemand wat nog wil join, wat 'n lidmaat wil word van hierdie gemeente, kom gou die mans. Ek wil jou voorstel. Hulle hunker nou op weer gedagtes. Halleluja. Maar die Here voeg daagliks by. Amen. Ek sê die Here voeg daagliks by. En ek is baie bly. Halleluja. Dat u gekom het, my suster. Hierdie tegnologie wil nog nie saam mee werk nie. Ek wil u verwelkom voor die altaar. Ek gaan in Afrikaans doen, as in Engels. Ek wil zoek my Engels en praat, ek wil zoek my daar bly. En baie welkom voor die altaar vanmôre. Ek is besonder bly, u is hier. Ek is besonder bly dat u besluit geneem. En ons is opgewonde om vir u 'n geestelike huis te kan wees. Hierdie skrifgie praat vanmôre baie direk met u. En ek hou vir u voor Rut hoofstuk 2. En ek lees saam met u vers 8. En die woord van die Here lees as volg. Toe sê Boas vir Rut: luister tog, my dogter. Jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie. En jy mag ook nie hier vandaan weggaan nie. Maar jy moet jou by my diensmeisies aansluit. Ek dink jy ons nodig verder elaborate op daai. Want soos wat ek sê, hy's baie direk vir my. Moenie are gaan optel op 'n ander land. Kom in en kom skaar jou by die diensmeisies van hierdie huis, sodat wanneer jy hier vandaan are gaan optel in die akker van die Here, dat daar vrug op jou arbeid sal wees. As die pastoor van AGS Lighuis in Coleridge wil ek u verwelkom by hierdie gemeente. Amen. Ek wil u vra om vry te wees. Ek wil u vra om die bediening uit te leef. Nie ek of my vrou sal bedreig wees as die Here jou wil gebruik, my suster. Want God gee
gee aan elkeen van ons 'n spesifieke bediening. Alles jou bediening om by die deur te staan en net vir mense 'n smile te gee, dan gebruik die Here jou in. Al gebruik die Here jou om net vanmôre 'n venster oop te maak sodat daar vars lig in die huis van die Here kan kom, dan gebruik die Here jou. Al gebruik die Here jou om 'n papier op te tel van die mat af, dan beteken dit nie jy word vertrap nie, maar as die Here wat jou gebruik in sy akker. So ons verwelkom u vanmôre. En mag die Here gee dat u hier wees, 'n aanwins tot die koninkryk van God sal wees. Mag die Here gee dat jou hier wees in hierdie seisoen 'n spesifieke doel sal hê. En mag die Here gee dat jou hier wees 'n impak sal maak op iemand anders se lewe. Kan ons staan gemeente? Kom oor die ons werk van nie lang gewees. Soos wat ons al ontvang vanmôre die bans, kom ons steek ons hande uit. Soos wat jy jou hand uitsteek, maak jou hart oop en seën haar vanmôre. Moenie met 'n toe hart hier staan nie. Maak jou hart oop en seën haar vanmôre. Suster Vrye, ek salf u in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vader, ons dank u dat ons vanmôre ons suster kan ontvang in die familie van AGS Liggers. Ek wil bid, Hemelvader, u wat daar hier naartoe gestuur het, dat u haar sal toerus met geestelike gawes wat tot voordeel van hierdie gemeente sal strek. Ek seën haar vanmôre met 'n goddelike seën. Ek wil bid, Hemelvader, dat die hand van die Here altyd deur oor haar lewe sal wees. Ek wil bid, Here, dat u haar sal vat, halleluja, in u reddende regterhand. Ek bid, Here, dat u haar sal lei in die spore van geregtigheid vir u naams ontwil. Ek bid, Here, dat waar my suster ook al sal gaan, dat sy 'n ambassadeur vir die koninkryk van God sal wees, dat sy die Here sal verteenwoordig. Ons seën haar nou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Ons sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. Kan ons die Here so prys gee? Kom aan, kom aan, kom aan. Ek het nog so 'n laaste taakie wat ek gou wil afhandel. Daar's 'n hele groep jong manne van die skool, van die hoërskool, wat nou in die vakansietyd van die supportgroep, Brian en die supportgroep saam met hulle 'n pad bietjie gestap het en Juffrou Jenny en Kleis het bietjie pad met hulle gestap en hulle is vanmôre hier. As kinders die wat die duiwel gedink het, ek gaan hulle roog. As kinders die wat die vyand gelieg het in hulle oor en gesê het, julle is niks werd nie. As kinders die wat society afgeskryf het, hulle is vanmôre in die huis van die Here. Ek dink nie jy hoor my nie. Ek sê hulle is vanmôre in die huis van die Here. Daar is niks vir die Here. Ek hoor dit nie. Daar is niks vir die Here. Kom hier,
Julle mense, dit is wat die Here kan doen. Halleluja. Ek sê dit is wat die Here kan doen. Ons gaan dit sien. Kom ons staan. Ons verklaar in die atmosfeer dat hulle vry sal wees van enige binding oor hulle lewens, dat hulle vry sal wees van enige houvas, whatever it is that has been holding them back for so long. Come on, let's just make a circle around them, right? Come on. Hallelujah. I sense the presence of the Lord. I sense the presence of the Lord. Come on, stop the do. Devil, you're a liar. Devil, you're a liar. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. I rebuke you in the name of Jesus. Father, I declare in this atmosphere that their lives shall never ever be the same again. I speak a turnaround. I speak a turnaround in the name of Jesus. Ek verklaar Here, ek verklaar nou in die naam van Jesus. Hulle lewens gaan nie meer dieselfde wees nie. Ek roep die Gees van die Here oor. Ek bid vanmôre, Here, dat goedheid en guns hulle deel sal wees aan die dae van hulle lewens. Ek bid vanmôre, Here, that they shall become representatives of the kingdom of God. Van nou af, Here, wanneer hulle monde sal oopmaak, hulle gaan niemand meer vloek nie, maar wat eigenlijk binnenste sal word, sal weer strome van levende water. Hulle woorde sal met soep besprinkel wees. Hey, I'm talking to you right now. I serve you notice officially in the mighty name of Jesus. I serve you notice. You have no place in their lives anymore. Maar jou plek wordt vanmorgen gevuld met die kracht van je Heilige Geest. Nooit moeg sal word verskoon nie.
Here. Al hoor ek ook wat, ek sê die Here, dis 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 die Here. Van aan die behoort die koning,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ek het die Here die heel week gevra oor hierdie woord. En hierdie woord het hard met my gepraat. En ek kry die opdrag om hierdie aan die volk van die Here oor te dra. En ek worstel al die hele week die bares, want ek is van mening dat hierdie woord dalk vanmôre nie iets gaan wees wat u wil hoor. Maar in die raadsplan van God is dit dalk iets wat u moet hoor. As jy die Bybel sê, blaai saam met my na Jeremia hoofstuk 8. En as jy dit het, gaan ek jy vra om op die voete te staan. Ek moes eintlik die hele hoofstuk gelees het, want dit is baie relevant, maar vir die sake van tyd laat ek met u lees vanaf vers 18, Jeremia hoofstuk 8 vanaf vers 18, en die woord van die Here lees as volg. Ag, kon ek my maar opvrolik in kommer. My hart is krank in my. Daar is die hulp geroep van die dogter van my volk uit 'n baie ver land. Is die Here nie in Sion nie? Of is sy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hulle gesneede beelde, met vreemde, nietige afgode? Die oes is ryp. Die oes is verby. Die somer is ten einde. En ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk is ek gebreek. Is ek in die rou, verbaasheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Tot sover die woord van die Here. U mag maar sit lekker in.
Jeremia is een van die groot profete in die profetiese boeke. Jeremia is 'n profeet wat geroep was op 'n baie jong ouderdom. En op 'n jong ouderdom het God vir Jeremia 'n opdrag gegee om konings en profete te veroordeel volgens die woord van God. Jeremia word ook na verwys as die leidende profeet. In other words, people would refer to Jeremiah as a weeping prophet. Jeremia was ook geken as die profeet wat altyd slegte nuus gedra het. He was the bearer of bad news and warnings from God. And because of that, Jeremiah also seemed to be known as a very lonely prophet. Because of what God gave him, people didn't want to associate themselves with this man of God. Because ons het mense wat profete soek wat net die regte goed in hulle lewens moet spreek. Ons het profete wat mense om die bos lei in die tyd waarin ons lewe vandag for the sake of making money with the gospel of Jesus Christ. We do have prophets in our age that would make use of gimmicks that has got nothing to do with God. En die feit van die saak is, ons as die mens, ons soek net sulke tipe van profete, people that will tell you how blessed you are, people that will tell you how prosperous your life would be. But unfortunately, Jeremiah was not one of those prophets. And this is why when people saw him, they hated him because he was a bearer of bad news. Jeremia was ook 'n profeet wat baie mishandel was. As jy my nie glo nie, dan moet jy gaan kyk in Jeremia 20, dan sien ons daar, en dit is snaaks die akenkam, dat in Jeremia 20 sien ons, dat omdat hy profeteer wat God vir hom sê, en die priester van die kerk, die priester van die tenttabernakel, het vir Jeremia geslaan. Omdat hy die waarheid praat, omdat hy die volk moet teregwys, en daar ongewild sal word, sal jy dalk 'n paar houe moet vat. Nou ek weet nie aan Sarah, wie sal wil fisies raak met my, wanneer ek die waarheid praat nie. Maar ek weet een ding aan Koelson, ek is 'n man, wat nie stil gaan staan, as 'n ander man voor my bors wil staan nie. Al staan ek vir die naam en die saak van die Here, dan is dit nie 'n mette van, ek trek my bekeerbaadjie uit nie, maar daar is nie 'n manier, dat ek aangeraak sal word, as ek die waarheid van die Here praat nie, dan sal 'n man nie waag om voor my te staan nie. Jeremia het bakslag gekry. En toe hy nog staan, gaan lees dit dan, Jeremia 20. Toe vat hy hom en hy gaan gooi hom nog daar in 'n boks. Die profeet van God was mishandel. Jeremia 37 sê, dat hy was gevat en in die tronk gestop oor die waarheid.
Jy was gevat en in 'n put gegooi en daar gelos sodat jy moet sterwe. Maar hierdie man van die Here het vasgehou aan die belofte van die Here. Want toe die Here hom roep in Jeremia 1:5, toe sê die Here vir hom, ek het jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Hy sê, toe jy nog in jou moeder skoot was, ek het jou alreeds daar geheilig. Ek het jou daar gereinig as 'n profeet. En God gee hom 'n belofte. Die Here sê, ek sal altyd by jou. So of jy hom slaan, of jy hom in die tronk gooi, of jy hom in die put gooi, of jy hom verag, of jy hom minag, dit maak nie by hom saak nie. Wat belangrik is dat hy die opdrag van die Here moet uitvoer tot die beste van sy vermoë. Want 'n mens het hom nie geroep nie. Hy is nie getrek met geld nie. Hy is nie met favors nader getrek nie. Maar die lewende God, die Here, het hom geroep en hom gesalf as 'n profeet. Ek praat met mense wat ook deur die Here geroep word. Ek praat met mense wat God ook 'n opdrag gegee het, maar jy is bang om dit uit te voer, want jy vra jouself, wat gaan die mense van my dink? Jeremia was ten alle tye gehoorsaam aan God, want hy aan die belofte vasgehou. Nou, in die hoofstuk wat ons lees vanmôre, sien ons Jeremia het weer by die Here gehoor aan kyk. En hy spreek 'n veroordeling uit oor die volk as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die Here. Hy veroordeel die volk skerp vir die feit dat hulle agter afgode aangehardloop het, vir die feit dat hulle die Here vernalat het. Weet jy wat die waar is? Ek is van mening, en jy kan met my verskil, maar dit wat ek lees, en dit wat die Gees aan my openbaar, Jeremia praat hier met die kerk, hy praat nie met sondags nie, hy praat nie met die wêreld nie, hy praat met die kerk. So ek kom vanmôre, ek staan as die mondstuk van God, staan ek voor u vanmôre, en ek praat met die kerk van die Here. So vanaf vers 18 wat ons nou gelees het, jy moet nou die hele hoofstuk gaan lees om te verstaan, dat die volk het gesondig in die oë van die Here, en God is nie tevrede met dit waarmee hulle besig is. Dit wil vir my sê, die volk is nog steeds besig met kerk, die volk lyk soos kerkmense, die volk praat nog soos kerkmense, maar die volk dien nie die Here, soos wat die Here gedien wil wees nie. Ons het te veel goed toegelaat. En ons het die waarheid laat verdraai. Ons het te veel kompromieë aangegaan. En dit laat my wonder, is dit nie dalk die rede hoekom daar nie meer siele na die Here toe kry, wat sê dit nodig die Here nie? Want die kerk het dalk 'n plek geword waar die sondags gemaklik by geraak het. Die kerk van die Here, op die Badelos, het nie meer 'n hospitaal geword nie, maar die kerk van die Here het 'n bokskruit geword vir gelowiges. Die kerk
om die kinders van die Here uit te byt. Die kerk van die Here, Here help my, die kerk van die Here het nie meer 'n lighuis geword vir 'n donker wêreld nie. Inteendeel lyk dit deesdae asof die duisternis nou van die kerk uitkom. Jeremia, in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, kom tot verhaal en die besef die sondige toestand van die volk. En dit is so erg vir ons as te heen, dat hy gaan in 'n mout van ween. Hy huil vir die kerk. Hy ween vir die volk van God, want hy besef die volk van die Here is geestelik siek. Ons het geestelik siek geword as gevolg van al die gemors wat ons in ons gees toelaat. Ek vra, is die Here dan nie in Sion? Is daar dan nie 'n koning? Hoe is dit dat hulle agter vreemde gode aangaan? Oor die dogter wat gepreek is. Hy sê, omdat die dogter gepreek is, sê is ek gepreek. Die dogter, my liewe broer en suster, symboliseer die kerk van God. Die kerk is verbroken, sê die profeet. Hy sê, omdat die kerk gebroken is ek verloren. Dan roep hy uit, hy vra, is daar nie balsam in Gilead? Is 'n metaforiese expression, maar ook terselfdertyd is dit 'n retoriese vraag wat hy vra. Want Jeremia vra die vraag in die agtergrond van in Gilead aan Kiki. Gilead was bekend daai jare dat hulle 'n spesifieke balsam gehad het en gemaak het net in Gilead, wat vir enige wond kon gebruik word, dan het mense gesond geword as gevolg van die balsam wat in Gilead gemaak is. Baie keer gebruik ons as die kerkmense, omdat ons wil kwaai klink akkelvrug, dan gebruik ons die stelling van die balsam in Gilead verkeerd. Maar hier gaan dit nie oor 'n fisiese siekte nie, dit gaan oor 'n geestelike siekte, wat Jeremia se verstand te boven gaan. Hy sê, ek kan dit eintlik nie meer vat nie. I cannot handle the fact that the people of God have become so sick in the spirit. Now he's asking this question, is there no balm in Gilead? Is there no physician? Is daar nie 'n geneesheer nie? Het gaan sy verstand te bowe aan die volk van die Here so geestelik siek kan wees. Maar ons het steeds die vermoë om 'n front op te sit en bekeer voor te kom. Ons kom so bekeer voor, maar elke geleentheid wat ek kry om te sluis, dan gryp ek dit. Veral as niemand weet van dit. Kerk is stil. Ek het die Here gevra, die jaker, voortdien, hierdie woord, maar God het my 'n opdrag gegee vir my. Ek staan voor u vanmorgen in die opdrag van die Here van die leeuskap. Is
is daar nie balsem in Gilead, is daar dan geen geneesheer? Jeremia vra hierdie vraag. Hy sê, van die oes is al verby. Hy sê die somer het al tot 'n einde gekom. Hy tref weer 'n metaforiese vergelyking, want hy praat met agricultural mense, want hulle verstaan wat die termes is wat hy hier gebruik. Want die somer in daai tyd was die oes seisoen. Nou kom hy en sê, die oes is verby. Die somer is ten einde. En ons is nog nie gered nie. Ons is nog nie gered nie. Dit wil vir my voorkom asof hy vir die volk van die Here wil sê, dit wat julle dink gered is die naaste by wat jy veronderstel is om te wees nie. Dit wat vir jou lyk na saligheid, is dat dit 'n gedaante van God saligheid. Hy sê maar die somer is al ten einde en ons is nog nie gered nie. Jeremia skryf hierdie woorde, want hy besef in sy menswees, besef hy vra, is daar nie 'n geneesheer nie? Hy besef, dis 'n retoriese vraag, wat hy vra, want ja, daar is net een geneesheer, daar is net een wat die vermoë het om ons te kan was van ons sonde. Daar is net een wat ons kan reinig van elke spat. Daar is net een wat die vermoë het om elke band los te breek. Daar is net een wat die vermoë het om jou vry te maak. So die antwoord is ja, daar is 'n geneesheer. En die doel van die boodskap, en ek is klaar die baas. Ek sien nie is weggevoel, maar ek is klaar. Die doel van die boodskap is om vir iemand in hierdie plek te sê, ek het nie gekom om jou te veroordeel nie, maar ek kom vanmôre met die antwoord om vir iemand te sê, dat ja, daar is 'n geneesheer. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blikmorgenster. I am the God that can heal you. I am the Lord that can save you. Want die kerk van die Here het nodig vanmôre om terug te keer na die plek, halleluja, wat God ons geroep het. Halleluja, Johannes skryf in Openbaring. Hy sê, ek weet van jou goeie dade. Ek weet wat jy alles deurmaak vir die evangelie. Hy sê, maar ek het iets teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Vanmôre, en ek sluit af met die kerk van die Here 'n spesifieke doel in hierdie wêreld. En die purpose van die boodskap is om die kerk terug te roep na hierdie doel. The purpose of the church is for sacred service. John 1
verse 39, the Bible says, come and see. Amen. Come and see. The church of God has a responsibility to expose the world, to expose the sinners, and to invite them to come and see what the Lord can do. Mark 1 verse 15. The church of God has got a responsibility to evangelize in this world. Marcus 1 verse 15 says, repent and believe. So nadat jy gekom het en nadat jy nou gesien het, is dit nou die volgende stap om te bely en te glo. The third one, John 1:43, Jesus says, follow me. Follow me. Die kerk het die verantwoordelikheid om hierdie boodskap aan die wêreld uit te dra en vir die wêreld te wys, come and see, repent and believe and follow him. Matthew 4:19 is to equip now those who follow. Jesus says, follow me and I will make of you fishers of men. En nadat jy die kerk geëquip het, laaste in Johannes 20 vers 21 sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek nou vir julle. That is the responsibility of the church this morning. En in die woorde van 'n ou generaal van die Salvation Army genaamd Lyndon Buckingham sê hierdie woorde, hy sê, the world, though it might not want to admit it, needs us now. This is not a time to shrink back or to hide or to circle the wagons or to only look after ourselves. We are witnesses in this world that grace matters, that forgiveness, long suffering, and perseverance count, and that mercy and grace can shift the world. Kerk van die Here, hierdie is 'n oproep na die kerk van God vanmôre, om in belydenis te kom voor die altaar van God. Hierdie is 'n oproep om elke afgod, halleluja, af te breek in jou lewe, om elke afgod wat ons vir so lank weten en onweten aanbid. Hierdie is 'n geleentheid vanmôre vir die kerk van die Here om te repent voor die aangesig van die Here en te verklaar dat ek is klaar met sonde. Ek is klaar met sonde. Ek wil nie meer met die Here speel nie. Ek wil nie meer van die Here grap maak. So that we can fulfill our God-given mission. And that is to go out into this world and to tell the world of the saving power of our Lord Jesus Christ. Can we stand? Terwyl elke oog gesluit is, elke oog versluit is. Niemand kyk om. Ek wil hier geleentheid gee vanmôre om introspeksie te doen. To take a moment and look into your own life
vra jouself vanmôre, die manier hoe ek nou die Here dien, is God tevrede met my? Die manier hoe ek die Here nou op hierdie aarde verteenwoordig, is God tevrede met my? Vat 'n oomblik en doen introspeksie. En as jy vanmôre voel in hierdie plek, jy het nodig om te bely voor die Here, dan vra ek jou om net daar waar jy staan, op jou knieë te gaan, en vanmôre die Here te soek, en te pleit vir vergifnis. Die Gees van die Here sê, Here, ons buig ons laag voor U troon vanmôre. Ons het gesondig in U oë, my God. Ons pleit vanmôre, Here, vir vergifnis. Ons bid, Here, dat U ons sal onsondig met U sonde. Breek die bande van Satan. Elke binding, elke houvas. Breek dit vanmôre. In die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, dat U ons sal was in die bloed van Jesus Christus van Nasaret. Help ons, Here, om nooit weer terug te kyk nie. Help ons vanmôre, Here, dat ons staande sal bly teen die versoeking van die wêreld. Maak ons ore toe van die verleidende stem van Satan. Wat die bloedpleisies in ons ore plaas vanmôre. Dat ons net die inspraak van die Heilige Gees sal hoor. En dat ons U wil sal doen elke dag van ons lewens. Vergewe ons, Here, waar ons verkeerd gedoen het. Kom help ons, Here, om ligdraers van die evangelie van Christus Jesus te kan wees. Help ons, Here, om ons nooit te skaam vir die evangelie van Christus Jesus, wat 'n krag van God tot redding is. Help ons, Here, dat ons lewens in 'n verloor gaande wêreld daar buite, dat ons lewens relevant sal wees, en dat ons sodoende siele na God toe sal bring. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Halleluja. Is daar iemand in hierdie atmosfeer vanmôre wat sy saak met die Here wil regmaak? Iemand wat tot bekering wil kom vanmôre. In hierdie atmosfeer, ek nooi u na vore. Ek wil graag u na die Here toe lei. Die Gees van die Here is in hierdie plek vanmôre. As u vanmôre voel,
Jy's klaar met hierdie wêreld. En jy wil vanmôre die Here aanneem as jou persoonlike saligmaker. Jy wil vanmôre jou hart vir die Here gee. Kom stap vinnig hier na my toe. Ek wil jou na die Here toe lei vanmôre. Halleluja. Elke oog is gesluit, elke oog is toe. Kom ons bly binne in kerk van die Here. Jesus now, more than ever, we are sailing in stormy weather. All God's children should get together, for we need Jesus now more than ever. Is daar nog iemand wat wil kom? Kom aan. Jesus now. As jy jou saak met die Here wil regmaak vanmôre, more than ever, we are saved in stormy weather. Come on, we're opening up the altar of the Lord. Come on. If you want to give your heart to Jesus this morning in this atmosphere, I invite you to come. I want to lead you to the Lord in this prayer. For we need Jesus now. Come on. As daar nog iemand, kom stap vanaf na vore. Kom stap hier na my toe. Jesus now. More than ever, we are sailing in stormy weather. All God's children should get together, for we need Jesus now more than ever. Kan die kerk staan? Ja, ek voel dit. Die Here is besig om te werk nou. Die Here is nou besig om te werk. Halleluja. Kom aan kerk, kom ons bly binne. Kom ons bly binne. Kom ons bly binne. Touch! Kom ons bly binne. Yes. Rakababas, Rakababos. Rekebos, Rekebos, Rekebos. Jesus! Touch! Yes! Jesus! Ons as 'n kerk gaan saam met hulle die Sondagsgebed opsê vandag. This is something beautiful that is happening here this morning. Because somebody's life is about to change for the good. The devil is losing right now. And God is winning souls right now in the name of Jesus. So ek gaan julle lei in 'n gebed, ouens.
Dan die kerk saam met hulle hierdie gebed bid. Ek wil hê julle ons moet hierdie gebed bid. But I want you to mean this from the bottom of your heart. Because I believe God has fooled you. Maar die Here wil jou red vanmorgen. Kom aan, bid saam met my. Sê, Vader, in die naam van Jesus, kom ek vanmorgen na U. Ek bely vanmorgen al my sonde. Ek pleit by U vir vergifnis. Vergewe my van alles wat ek verkeerd gedoen het in U oog. Ek neem U nou aan as my persoonlike saligmaker. Ek glo dat U my nou aanneem as U kind. Ek glo dat van vandag af vir die res van my lewe is ek nou 'n bloedgewaste kind van God. Ek glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ek glo dat U vir Jesus Christus gestuur het om vir my sonde te kom sterwe op die hemel van Golgotha. Ek glo dat ek is nou bloedgewas. Help my nou dat ek vir die res van my lewe vir U sal lewe. Ek dank U nou dat U my red. In Jesus naam. Amen. Vader, ek bid nou vir elkeen van my broers en susters wat hierdie gebed nou geuiter het met hulle monde, wat het glo met hulle harte. Ek bid Here dat van vandag af dat hulle lewens nooit meer dieselfde sal wees nie. Ek bid Here dat U hulle nou aan die hand sal vat, dat U hulle sal lei in die spore van geregtigheid vir U naams ontwil. Ek wil bid Here dat hulle sal lewe as bloedgewasse kinders van die Here. Seën hulle nou. Maak hulle toe onder die bloed van die Lam. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor. Kan ons die Here 'n prys gee? Kan julle ons sê vir my? Kan julle ons sê vir die van die diens? Net julle name vir die ander zijkant gee, net vir die ander zijkant julle name gee. As te veel mense wat bekeer dan in die kerk, dan word hulle nie opgecheck. Is jy gebless vanmorgen? Is jy gebless vanmorgen? Ek weet nie van jy nie, maar ek het lekker gedieren. Amen. Die barres, ek wil net onder die aandag bring. Die eerstkomende week, actually starting from after this service. Jy sal nog wonder nou, hoekom gaan ek nou die stay? Nee. Maar ek gaan over die volgende week gaan ek nie in Vryburg
Jy sal onthou baie van die dalsiele gesien. Kandelaar gemeente in Kuruman vier hierdie jaar Pastor Wielander en sy vrou se 25ste bedieningsjaar in die gemeente. It is quite a celebration as well as a milestone for the man and woman of God. Hulle het my gevra om bietjie te gaan help. Eerskomende Sondag wat nou kom, dan preek die president van die kerk, Dr. Henry Weideman, dan preek hy So hulle het my gevra om bietjie te gaan help. Uit die jaar van die saak is dit mos om die huis waar hy te kom, die baas. Dis mens op my nou huis, maar dan kom hy die huis in. So, ek was deel van Pastor Wielander se 25 jaar. So om die rede het hulle my ingetrek en gevra om te gaan help. Ek het dit met die kerkraad gedeel en hulle is eens met dit, hulle is fine met dit. So ek gaan nou vir die volgende week gaan ek nie in Vryburg wees nie. Die week tot en met die naweek, tot en met Sondag aand hulle sluit die af, dan is daar konsert, maar ek gaan nou nie, hulle begin volgende week maandag met reeksdienste, maar ek gaan nou nie daar betrokken wees nie, maar ek wil net dit onder die aandag bring. Maar ek wil ook vir u sê, ek laat u nou nie as weser agter nie. Amen. Ek het dit goed gedink om in my afwesigheid vir Oudling Jacobs aan te stel, om voor te vat. So enigiets wat opkom, dan kan hy met graagte vir Oudling Jacobs skakel. As daar iets is wat hy gaan reken my aandag nodig het, I'm just a phone call away, dan kan hy maar net skakel. Maar Oudling Jacobs gaan kyk na die dienste vir hierdie week, die badier, en dan ook die dienste vir die naweek wat kom. Is het alright met die baas? Amen. Ek dink daar was nog iets wat ek wil genoem het. Ja, die baas, ek wil vra. Ja, ek wil nog nie, ek is nog nie beklei saak nie, ek vra nou maar net, want ons het ook gaste vanmorgen. Ek sal op 'n ander dag beklei. Die kerkse gasbottel is soep. Ek vra as jy dit dalk per ongeluk geneem het, om hom net terug te besorg. Ek sal niemand expose nie, die baas. Jy kan hom dalk reeds bring, terwyl jy nou nie hier kan wees. Maar weet jy wat gebeur, nee? Daar waar die gasbottel nou is, die gevaar van dit, ouens, omdat dit die kerksinne is, jy bring 'n vloek oor jou huis, van hy is gevat sonder toestemming. So breek nou die vloek oor jou huis en bring jy die gasbottel terug. So asseblief die baas. Ek is besig, julle weet mos